Goeiedag geliefde, ek hoop het gaan met jou uitstekend daar waar jy is. Baie welkom by ons Beleefkanaal en dat jy inskakel saam met ons vir my pastoor Retief Boysen en die hele Beleefspan. Dit is vir ons so enorme voorreg om saam met julle te wandel op hierdie wyse. Nou as jy nog nie deel is van ons Beleef YouTube kanaal nie, wil ek jou vra om dalk net te klik op die subscribe knoppie en daar so 'n klokkietjie, noem dit die bell notification, en so gaan jy elke dag via YouTube sal jy dan 'n herinnering kry van hierdie videoetjie. Dit help ons regtig baie, dit help ons met die verspreiding en dan natuurlik almal van julle wat die video's reeds deel met ander mense, baie dankie dat julle dit doen. Nou hierdie week gesels ons oor die gedagte van toewyding en ek hoop jy is gereed om vandag 'n kragtige besluit te neem saam met my om getrou te wees in hoe jy mense hanteer. Ek sê dit weer, dat ons kan leer hoe om getrou te wees in hoe ons mense hanteer. Het jy al agtergekom hoe maklik mense se woorde kan seermaak? Baie keer gebeur dit sommer onbewuslik. Jy weet nie eens wat jy sê. Nou Jesus, hy was egter 'n meester daarin om mense met liefde te hanteer, selfs toe hulle dit nie verdien het nie. In Efesiërs 4:29 sê dit die volgende, Paulus is aan die woord, hy sê, moenie slegte taal gebruik nie, maar praat net wat opbouend is. Geliefde, elke interaksie wat ons het, is 'n geleentheid om iemand te bou of om hulle moontlik af te breek. So, hoe sou Jesus gereageer het in jou moeilike situasie? Jy weet daai ding wat gebeur het en toe kies jy om te reageer soos jy wou reageer. Vra jouself, hoe sou Jesus in daai situasie gereageer het? Toe hy op aarde was hy konsekwent, hy was standvastig, getrou in sy liefde vir mense. Hy het die verwerpte aangeneem, hy het die verlorenes gesoek en selfs aan die kruis vir ander gebid. Geliefde, dit strek my brein om te dink hoe Jesus gelewe het. Dit is getroue liefde. Een wat nie deur emosie of omstandighede beïnvloed word nie. Nee, dis 'n getroue liefde wat kom vanuit God uit. So prakties, wat kan ek en jy doen om te groei in ons toewyding teenoor ander mense en ons liefde vir ander mense? Eerstens, ons moet woorde kies wat lewe spreek. Spreek bemoedigende woorde, selfs wanneer jy kwaad is. Dalk moet jy eers stil bly, maar ons moet leer om positief te wees teenoor ander mense. Dan, ons moet leer om geduldig te wees. Party mense, dis moeilik om met hulle saam te leef. Sekere kollegas gaan jou kry om te kners elke dag, maar ek en jy moet leer om konsekwent in ons liefde te wandel teenoor ander mense. Nog, ek en jy moet leer om 'n getuie te wees. Mense kyk hoe ons ander mense hanteer. So laat jou lewe 'n refleksie wees van Jesus. Hoe Jesus met mense werk is een van die maniere hoe ek en jy, hoe ons dan met ander mense werk, regtig 'n verskil maak. Miskien ook bid vir ander mense. Ons getrouheid in liefde word versterk deur gebed. Daarom, ons moet bid vir mense, selfs die wat moeilik is om lief te hê. Geliefde, ek wil hê jy moet saam met my dink hieroor, dat jy vooraf sal besluit om hierdie verklaring te maak. En daai verklaring is, ek is getrou in hoe ek mense hanteer. Ek sê dit weer, ons moet hierdie verklaring maak. Wat is dit? Ek is getrou in hoe ek mense hanteer. En met God se hulp gaan hy vir ons leer om in daai toewyding en daai getrouheid teenoor ander mense te groei en beter te wees. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie vandag dat ons ook ons menseverhoudings en hoe ons werk met ander mense. Soms is mense vir ons 'n uitdaging, soms is ons 'n uitdaging vir ander mense. Ons hanteer nie altyd situasies, konflik of kwaad word of moeilike omstandighede so goed soos ons kan nie. Daarom vra ek, Here, dat wanneer ons deur druk gaan, deur moeilike omstandighede en veral met ons menseverhoudings, dat U ons sal help, dat U ons sal louter en 'n bewustheid sal gee om altyd ander mense beter te hanteer as wat hulle verdien, want dan leer ons by Jesus, wat ander mense altyd beter verdien het, beter hanteer het, as wat hulle verdien het. En dis hoe ons wil lewe soos Jesus gelewe, toegewyd aan sy Vader se wil, en ons ook toegewyd aan ons hemelse Vader se wil. Ons bid dit als in die mooi naam van Jesus Christus, amen en amen. Geliefde, baie dankie dat julle ingeskakel het, baie dankie vir julle kommentare, ek sien julle môre weer, gaan in vrede, totsiens.